Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk hoe om 'n sy te bereken in 'n reghoekige driehoek deur van driehoeksmeting gebruik te maak. Voordat ons twee probleme gaan oplos, onthou indien daar enigiets in skoolwiskunde is waarmee jy 'n probleem het, kan jy die probleem vir ons aanstuur met 'n WhatsApp foto na hierdie nommer toe. Dan ons dit vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord terugstuur verniet. Hier is ons eerste probleem. Hulle het vir ons 'n reghoekige driehoek gegee. Die 54 grade van daai hoekgrootte, 'n 12 dae en gevra om AC se lengte uit te werk. Ons sien die 90 grade daar in die hoek. Volgende, aanvaar ek jy weet dat sin is teenoorstaand op skuins, cos is aangrensend op skuins en tan is teenoorstaand op aangrensend. Ons leer hierdie rympies, sins, cosas en tanta. Verder gebruik ek in hierdie afdeling met die reghoekige driehoeke altyd hierdie plan. 'n lyn met 'n gat, 'n is gelyk aan en 'n breuke streep. Op hierdie streep, wat die rooi is, gaan ons altyd sin, cos of tan skryf. In die gat gaan ons altyd die hoekgrootte of die hoek se naam skryf. Is gelyk aan, gaan ons is gelyk aan nou. In hierdie breek gaan ons een van hierdie drie verhoudings neerskryf. Jy sal nou sien hoe dit werk. Verder aanvaar ek ook jy weet, as ek in hierdie driehoek werk en ek staan hier, sal hierdie my skuins wees, hierdie my aangrensend en hierdie my teenoorstaand. Vir die doel van hierdie vraag gaan ons met hierdie 54 grade werk, wat in hierdie hoek is. Hierdie 12 is die aangrensend en wat hulle vir ons gesoek het is die teenoorstaand, dis wat aangevra is. So ons kyk wie gebruik T en A, ons gaan hiernatoe, dan sien ons dis tan. So nadat ek my plan neergeskryf het hierso, gaan ek nou hier in die tan skryf. Wat dan so sal lyk, dan sal ek my hoekgrootte inskryf, wat die 54 is. Dan gaan kyk ek wat is tan se verhouding hierso, en dit is T op A. Dit skryf ek dan hierin, en vervang ek die T met wat sy waarde is, en die A met wat sy waarde is. Die teenoorstaand weet ons nie wat hy is nie, so ons skryf net AC, en die aangrensend skryf ons die 12 van daar af in. Nou het ons 'n vergelyking met breuke, so ons gaan maal met die KGV, om die AC alleen te kry. So ons menigvuldig met 12 aan albei kante, dan kry ons 12 tan 54 grade is AC, en dan voer ek hierdie net in die sakrekenaar in, dan kry ons AC is afgerond, 16.52 eenhede, ons rond af tot by soveel plekke as wat ons gevra word. Dan skryf ek die 16.52 in, hierso. Indien ek verder nou sou gevra word om hierdie lengte uit te werk, sal ek met hierdie 12 en die 16.52 en Pythagoras hom uitwerk. As hulle my vra om hierdie hoek se grootte uit te werk, sal ek die 54 en die 90 bymekaar tel, aftrek van 180 en dan die grootte net kry. Ons doen nog enetjie saam. Hier het hulle vir my nog 'n reghoekige driehoek gegee. Daar is my 90 grade, het my daai gesê, daai lengte is 11, daai hoek is 27 grade en ons moet DE se lengte uitwerk. Ek het my basiese goed wat jy in jou kop moet hê of langs die kant hier aangehou, dat ons kan terugkom om te kyk wat ons gaan doen. Eerstens sit ek my plan neer, 'n lyn, 'n gat, 'n is gelyk aan en 'n breuke streep. Nou sien ek, hierdie is my teenoorstaand en die ding wat hulle my vra is die skuins. Ek gaan kyk wie gebruik T en S. Ek kan gaan sien dit is sin daar. Dit skryf ek dan op my lyn. Nou gaan ek die hoek se grootte inskryf. Dit is dan 27 grade en dan gaan kyk ek wat gebruik sin. Gaan ek hier op en sê ek sin is T op S. Dit vul ek dan hier in en dan vervang ek die T en S met die waardes wat ek hier het. Die T is dan daar wat 11 is en die skuins is dan die DE wat ek nie het nie, skryf ek DE. Nou moet ek vir DE oplos, so ek het hier 'n vergelyking met breuke, so ek vermenigvuldig met die KGV, wat DE is. As ek al twee kante met DE vermenigvuldig het, dan sal leer die DE en die DE, en die bly net 'n 11, hierdie word DE sin 27. Nou wil ek die DE alleen hê, dan deel ek deur sin 27 aan al twee kante. Dan kry ek DE is 11 op sin 27, en ek druk dit net in die sakrekenaar in. Dan kry ons DE is gelyk aan 24,23, afgerond tot by twee plekke. En dit vul ek dan altyd in op my skets, vir 'n geval ek wil verder gaan. Indien ek dan hierdie lengte en hierdie lengte het, kan ek hierdie lengte uitwerk met Pythagoras. En indien hulle my vra om daai hoek se grootte uit te werk, sal ek die 27 en 90 bymekaar tel, aftrek van 180 grade en dan daai hoek se grootte kry. Dui asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal.